Groete in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek groet u elkeen wie nou ingeskakel is en wie nou kyk na hierdie video in die geseënde naam van ons Here Jesus Christus. Daar is geen ander naam waarin ek vir u kan groet nie as hierdie kragtige naam van ons Here Jesus wat mense kan vrymaak van sonde, wat lief is vir ons. Ek groet u in hierdie geseënde naam van ons Here Jesus Christus. Nou ek gaan vandag saam met u 'n kort gedagte deel uit die woord van die Here, wat die Here baie sterk op my hart gedruk het en ek gaan dit vandag saam met u deel. Ek wil vandag saam met u praat onder die tema die binnekamer verhouding met die Here. Ja, u het my reg gehoor. Ek wil vandag saam met u praat oor die binnekamer verhouding met die Here. Ek gaan vir u lees vandag uit Matteus 6 vanaf verse 6. Ek gaan vir u lees as u 'n Bybel het, kan u saam met my blaai na Matteus 6 verse 6 gaan ek saam met u 'n versie lees uit die woord van die Here. Die Here Jesus is hier in Matteus 6 is hy besig om met sy disippels te praat en hy gee vir sy disippels kragtige wapens om staande te bly as 'n kind van die Here. En ek wil hê ons moet vandag gaan kyk na die wapens wat die Here Jesus vir sy disippels gee hier in Matteus hoofstuk 6. So as jy dit het, kan ons saam met mekaar lees uit Matteus hoofstuk 6 verse 6. Die Here Jesus is hier aan die woord en hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Kom ons gaan ook verse 7 lees. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Tot sover die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë en ons bid 'n paar oomblikke saam. Vader, ons dankie vir u woord wat die waarheid is. En ons dankie vir hierdie goddelike voorreg wat ons vandag het om rondom u woord te kan sit. Die Bybel leer vir ons, Here, dat u woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. En ek wil bid in die naam van Jesus by die bediening van die woord dat u ons sal seën. Dierbare Here, elkeen wat na hierdie video sal kyk, Here, wie nou ingeskakel is, dat hulle 'n seën sal ontvang uit die bediening van u woord uit. Ek wil bid, dierbare Here, vir 'n besonderse salwing. Ek wil bid in die naam van Jesus, gebruik u eie woord om tot ons harte te spreek en dat ons sal weet dat dit was die Here wat met ons gepraat het. Ek dank u vir hierdie goddelike voorreg wat ons het, Here, om nog u stem te kan hoor. Seën ons dan nou by die breking van die brood. Seën ons dan nou, Here, by die bediening van u woord in Jesus se naam. Met baie, baie danksegging en eer. Amen en amen. Nou, vriende, geliefdes in die Here, u wie nou ingeskakel is, hier sien ons is die Here Jesus besig om met sy disippels te praat. Die Here Jesus is besig om saam sy disippels te praat oor die kind van God se gebedslewe. Nou, die Here Jesus gebruik hierdie voorbeeld en hy sê dat wanneer hulle bid, moet hulle in hulle binnekamer, moet hulle in hulle kamer gaan en die deur moet hulle toemaak. Nou, ek wil net vir 'n oomblik praat oor die kamerverhouding met God. Wat wil die Here Jesus vir ons hier sê in verse 6? Die feit dat hy die voorbeeld gebruik van 'n kamer, as ons gaan kyk, wanneer 'n mens in 'n kamer gaan, dan is dit jou plek van rus. Dan is dit jou plek van privaatheid. Wanneer jy in jou kamer is, wil jy hê dat niemand moet jou pla nie, want dit is die plek waar jy jouself kan wees. 'n Mens se kamer is die plek waar jy alleen is, waar jy wil gaan rus,
waar jy wil gaan huil, waar jy net jouself wil wees. En hier sien ons dat wanneer die Here Jesus praat oor ons, die kind van die Here, sy gebedslewe, dan gebruik hy die voorbeeld van 'n kamer. Want kamer praat van privaatheid, kamer praat van, daar kan jy jou self wees sonder om voor te gee wie vir jou kyk en wie vir jou gaan hande klop. Daar is jy in jou alleenheid. En dit moet ons vandag leer, wanneer ons in gebed na God toe gaan. Moet dit nie gaan oor dat ons mense wil beïndruk nie, want selfs gebruik die Here Jesus sê in verse 7 kom hy en dan sê dat ons moenie soos die heidene wees wat mooi woorde gebruik, ydelle woorde gebruik wanneer hulle met die Here praat nie, asof ons se woorde God se hand gaan beweeg nie. Nee, die Here Jesus waarsku ons teen so 'n gesindheid. Nou, die Here Jesus wil vir ons leer, wanneer ons in gebed met God die Vader gaan, kan ons onsself wees. Nou, ons leef ongelukkig in 'n tyd, en ek wil hier voorbeeld gebruik, van sosiale media, net om lig te gee op hierdie binnekamer verhouding met die Here. Nou, ek sien hoe dat baie mense post hulle partners op social media, maar hulle is nie noodwendig met hulle partner in 'n verhouding nie. Hulle ken nie eers hulle partner nie, maar hulle post op sosiale media en pragtige foto's, maar hulle weet nie eers waarvan hulle hou nie. Hulle ken nie eers mekaar nie. Nou, baie van ons is in so 'n verhouding met die Here. Nou, ons dra mooi klere en ons wys vir die wêreld daar buite dat ons is in verhouding met die Here. Maar in ons binnekamer gaan daar niks aan tussen ons en God nie. God, ek en u ken nie eers die woord van die Here nie, want ons maak nie tyd vir hom nie. En hier kom die Here Jesus en hy sê vir sy disippels, wanneer julle bid, gaan in julle binnekamer. Wat wil die Here vir ons sê? Hy wil vir ons leer dat ons verhouding met God die Vader privaat is. Waar jy in jou binnekamer kan jy, net soos wat jy is, kan jy met God praat. Met al jou gebrokenheid, met al jou foute, met al jou probleme, kan jy in jou binnekamer na God toe gaan en sê, Here, ek is stikkend, ek is gebroken, ek het u nodig. Daar hoef jy nie te pretend nie. Daar hoef jy nie voor te gee dat jy geestelik is en of daar nou mense gaan wees wat vir jou gaan hande klop nie. Nee, daar kan jy huil, jy kan jou hart uithuil voor God. Want hy is die kenner van die hart en hy is die toetser van die niere. Ja, ek praat vandag oor jou binnekamer verhouding met die Here. Hoe lyk u binnekamer verhouding met God vandag? Baie van ek en u het 'n sosiale media verhouding met die Here. Die mense moet sien ek is bekeer, maar in ons binnekamer met God gaan daar niks aan nie. Die mense moet sien ek loop kerk en ek dra die Bybel, maar in ons binnekamer gaan daar niks aan tussen ons en God nie. En God roep ons vandag in 'n egte verhouding. God roep ons vandag in 'n opregte wandel met hom. U het nie nodig om voor te gee. En ons kan sien, die wêreld is vol daarvan. Daarom sien ons die namaak in die kerk en ons sien hoe dat mense voorgee. En as jy kyk na hulle lewe, dan sien jy, hierdie persoon het nie 'n binnekamer verhouding met God nie. Want weet jy vriende, binne in jou binnekamer verhouding met die Here, daar leer die Here vir jou die vrugte van die Gees. Hoe om langmoedig te wees, hoe om sagmoedig te wees, hoe om vergewensgesindheid te hê teenoor jou medebroer en teenoor jou medesuster. Daar leer die Here jou liefde. Daar leer die Here jou vriendelikheid. En ons sien vandag in die kerk, mense is in die kerk, maar hy kan nie vriendelik wees teenoor sy broer en sy suster nie. Want hy het nie 'n binnekamer verhouding met God nie. En ek wil 'n vraag vir u vra. Hoe kan u sê dat u het 'n binnekamer verhouding met die Here, maar jy kan nie met jou broer en jou suster oor die weg kom nie? Hoe kan u sê dat u het 'n binnekamer verhouding met God, maar jy kan nie vriendelik wees teenoor ander nie?
Hoe kan u sê dat u het 'n binnekamer verhouding met die Here, maar jy het vandag hoogmoed in jou hart. Jy's trots in jouself. En jy dink beter van jouself as van ander. En die Here Jesus waarsku ons vandag daarteen. En dan kom hy en hy sê, moenie mooi ydelle woorde gebruik en dink asof God ons gaan antwoord omdat ons mooi woorde gebruik nie. Wat kan ons leer hieruit, vriende? Ek en u kan vandag leer, maak nie saak of jy nou gebroke Afrikaans of gebroke Engels of wat se taal ook al jy praat, maak nie saak hoe gebroke jou taal vandag is nie. Maar jy kan net soos wat jy is in jou binnekamer met God praat. Nou of dit nou gebroke taal is, maak nie saak nie, want God is die kenner van die hart en hy is die toetser van die niere. Hierdie binnekamer verhouding praat oor 'n intimiteit en dit praat oor 'n intieme wandel met God. En God roep ons vandag terug na hierdie intimiteit toe. Want hy wil saam met ons praat. Nie net ek en u moet in die binnekamer saam met hom praat nie, maar hy wil ook saam met ons praat. Hy wil ons aan ons hand vat en ons lei. En ek en u moet vandag 'n keuse maak en sê, Here, ek gaan weer my binnekamer verhouding met u opskerp. Ek gaan weer opreg wandel. Ek gaan weer in my binnekamer met God 'n pad stap. Die Here wil. Hy wag net vir jou. Hy staan vandag by jou hart se deur en hy klop. Hy wag vir jou om 'n volle oorgawe te maak. Hy wag vir jou om in jou binnekamer in te kom en die deur toe te maak, sodat jy tot jou Vader kan bid. En die skrif is duidelik, hy sê, wanneer jy bid tot jou Vader wat in die verborgenhede is, sal hy jou in die openbaar vergelde. Nou ons kan sien ter afsluiting, dat baie van ons mense jaag die openbaar lewe na. En ons is in die bediening want ons wil hê mense moet vir ons ken en ons wil gewild wees en ons wil famous wees. Maar daar's min manne en vroue vandag wat in hulle binnekamer voor God buig. Daar's baie mense wat preek daar buite. Daar's baie mense wat bekend is daar buite. Daar's baie mense wat daar buite all out gaan. En ons lyk gelowig. Maar daar is nie 'n binnekamer met God nie. Daar is nie 'n intimiteit met die Here Jesus Christus nie. God roep jou weer na die 3 uur biduur toe. God roep jou weer na die 6 uur biduur toe. God roep jou weer in. Die ou kerk en dierbares het gesing, ek wandel met hom. Halleluja. God roep jou weer tot daardie wandel met hom. Om elke oomblik van die dag met hom te wandel. Die binnekamer verhouding strek meer as om net hy uurtjie af te knyp om saam met God te praat. Dit is 'n 24 uur 'n dag wandel met die Here Jesus. En dit is 'n 7 dae 'n week wandel met die Here Jesus Christus. Baie van ons dien God net op Sondag. Baie van ek en u dien God net wanneer ons na die Sondagoggend 10 uur diens toe gaan. Dan lyk ons gelowig. En dit is nie wat God in gedagte het nie. God soek 'n 7 dae 'n week wandel met hom. 'n 24 uur in die dag wandel met hom. God soek daai intimiteit met u. Hy wag vir jou. Ja, hy wag vir jou. Kan ek vir u 'n gebed doen vandag? Ek wil vir u bid dat die Here u sal lei in daardie intimiteit. In daardie binnekamer verhouding met die Here Jesus. Soos wat ons sien hier in verse 6. Die Here Jesus sê vir sy disippels, gaan in jou binnekamer. Bid dan tot jou Vader. En as u so 'n verhouding soek vandag, vriende, u wie nou kyk na hierdie video. As u so 'n verhouding soek met die Here, kom ek bid saam met u. Sluit u oë en ek bid saam met u vandag. Vader, ek dank u vir u woord wat so kosbaar is.
Ek dank U vir U woord wat die waarheid is. Dierbare Here, wek in ons 'n dors na meer van U. Wek in ons harte 'n diepe honger na meer van die Here, na hierdie binnekamer verhouding met U, dat ons nie 'n sosiale media verhouding met U het waar ons net, daar laat die mense sien dat ons is in verhouding met U, maar daar gaan niks in ons binnekamer aan nie. Ek wil bid in die naam